Hallo Rikus. Wat sê jy? Ja, baie goed met jou. Wat 'n bal hier daar? Ag nee man, ons het 'n bal, ek hoor ons gaan hom weggee, die verseker Noordval Ja. beker. Hoe gaan ons hom weggee? Gaan ons 'n kompetisie loods? Jy het gesê, of is dit my bal? Hier is die vraag dan sommer gou aan die mense. Hoe oud is die so die verseker Noordval Kap is nou al 'n hele paar jaar aan die gang. So die vraag vir die mense daar buite, dan kan jy 'n bal wen. Hoeveelste jaar is dit wat die Noordval Kap? Dit was nie altyd die verseker Noordval Kap nie, dit was 'n party die verseker beker, die beeldtrofee. Dis reg. Jy noem hom so, hoeveelste jaar is dit wat dit aangebied word? Ag, gaan jy? Goeie vraag. Ja, dankie. Hier's 'n leidraad vir die mense. Mense mag nie Google nie. Nee, mag jy Google nie en Ons het 'n ding wat wys as jy gegoogel het, dan kan jy ja, dan word jy gediskwalifiseer. So daar's 'n leidraad vir die mense, dis die hoeveelheid geld wat jy kan wen op hulle webtuiste. Die verseker Noordvalkap.co.za. Sê gou vir my net 'n vraag. Kyk, Ja. ek is mos nou kom nou nie die groot skole uit nie. Ja, van hoorie, Rustenburg stek, my vriend. So HTS Rustenburg neem hulle dit nie gemaak tot by die Noordval. Ek vermoed hulle is nie in die Kap afdeling nie. Hulle is miskien in die plaat afdeling. Ja. Okay, maar ja, lekker. Ons kan hierdie bal weggee as jy wil. Ja. Gaan jy hom teken? Gaan jy hom teken vir die mense ook? Dit sal nice wees. Weet jy wat? As ek sal hoor by ons gas wat nog nie op skerm is nie. Miskien sal hy hom teken. Henry, moet dit nie moenie vir die mense die naam wys nie, hoor? Ja. Ricky, hoe was jou week? Lekker? Ja, lekker. Sê gou vir my, het jy gedrink die week? Wag, baie dankie dat jy vra, Rikus. Het ek gedrink hierdie week? Nee. Ek het niks gedrink hierdie week nie. Ek het die rustigste naweek gehad. Ek en jy het donderdag, daar het ek 'n ligte whiskietjie gedrink. Ek en jy het ons heel eerste live twakpraat show gehad. Ja. Die rede hoekom ek vra, net om vir gas te verduidelik, is mense is baie bekommerd oor sy drankgewoonte. So ek moet hom elke week vra, het jy gedrink? Ja. Jy weet, hierdie is tipe van 'n safe space. Sielkundige sessie eintlik. Ook om te check dat hy nog op die pad bly. Ja, maar nee, ek doen, Rikus, ek doen. Dankie dat jy vra, hoor. Okay, het jy golf gekyk? Ek het. Ja, was nogal teleurstellend. Ek wou gehad het Rory moet wen. Of Aldrich moet deurkom, maar hy het ongelukkig nou nie deurgekom nie, maar hy het flippend goed gespeel, maar ja, dit was toe 'n bietjie teleurstellend. Wie is Rory? Is dit Rory Underwood? Rory Underwood. Ja. Rory en Tony. Sy broer caddy mos vir Tony. Ja, Tony speel hy nou golf. Hy speel nou golf, ja. Okay, nee, ek moet sê ek het ook gekyk. Ek is 'n verskriklike Scottie Scheffler fan en ek het maar gehoop, maar ek het gesien hier by die dag 4 hy gaan dit nie maak. En dan natuurlik ons eie man Aldrich Potgieter 100%. wat voorgeloop het Vrydag en Saterdag. Ja. 21 years old, ja. hè? Nee, maar ek is baie trots op hom. Hoorie, Ricky, net gou om terug te kom, het jy die live show geniet? Waaraan in 'n hartebierspoort was, dit was ons eerste twakpraat lewendige vertoning. Dit was verskriklik baie lekker. En ons het vir Callie Knoetse op die show gehad. Kyk, ek was nog nooit so geïntimideer. Daai dag, ek was half bang om vir hom iets te vra. Ja, maar jy het vir kak gesoek met Callie. Ek was eintlik half gehoop hy bliksem jou. Ja, ja, Henry moes gesien het, hoor, hy het hom gemik. Hom Callie. En dan hierdie week is ons lekker in Bloemfontein saam met Helgard Miller. Ja, dit gaan verskriklik lekker wees. Nou om Helgard het ek ook ontmoet al en ja, dit is 'n lieflike ou. Nee. Ons moet vir hom Engels te praat. Ons moet. Ja. Hoorie, julle twee saam met Engels gaan dan vir jou nou 'n storie ja, weet. Dit gaan verskriklik wees. Hoorie, Ricky, om by ons gaste kom. So jy weet the great and the late John Ulomu, ja. Nee? John Ulomu. Ja. Ek ben waarskynlik rugby half daai tyd op die map gesit, maar jy weet hy het een keer net voor 'n game het hy in sy broek geskuit. Weet jy daarvan? Nee, maar dit kan nie wees. So hy het 'n hele game, 'n final, het hy gespeel waar hy in sy broek geskuit het. Hy kon ongelukkig nie van die veld afgegaan het nie, want dit was letterlik, ek praat van minute net voor die game, en wie het in sy broek geskuit? Daar het 'n sekere meneer met die haka voor hom inbeweeg. So voor sy gesig. En so voor sy gesig gaan staan. En op daai oomblik toe kon hy nie, toe skuit hy in sy broek. En die ou wat hom laat in sy broek skuit het, sit hier by ons vandag. Ek weet hom nou nie heeltemal hoe waar dit is. Wil ons kan hoor of dit waar is. Hallo Kobus. Manne, lekker om julle te wees. Jessie, wat 'n voorreg, Kobus, baie Dankie. dankie. Ons weet jy kom al die pad daar van die Parel af en jy was nou toevallig hier gewees.
En ons sê vir jou baie dankie dat jy hier by ons sit. Is dit waar, het jy ietsie snaaks geruik toe jy en Lombo so face to face aan mekaar kom met daai hakka? Man, ek weet nie, dit was van een van daai dinge, ek dink 'n paar ander ouens se broeke in ons eie span, onder andere James Small ook, want hy was hy direk op en net gewees, so, ag ek sê dit met tongenetjies. Nee, dit was 'n, voorreg geweest, dit was fantasties, ek was nog altyd, van 'n klein laaitie af, ek het groot geword na Namibië en Namibwoestyn en ek het die eerste keer die All Blacks gesien, het ek op vir 'n Noordwes Kaap onder 'n 11 spannetjie teen 'n Griekman 11 spannetjie gespeel, 'n voorwedstryd vir die All Blacks teen Noordwes Kaap in Appington. Ja. En toe het ek hierdie ouens met die swart trui so gekyk en hierdie haka gesien en ek was onmiddellik vasgevang en ek soos almal van ons. Ja. My pa het is wakker gemaak aan in die diep Namibwoestyn dan lê luister ons na die All Blacks wat in Nieu-Seeland speel op die radio en dan doen die legendariese oom Gerard wat weer kommentaar. Hy was spesiaal. Hy was. En dan die ouens sê mens moet nie partydig wees, julle toe weet waarvan ek praat as jy op die lug is nie, maar hy was die meester. Hy was. En die manier hoe hy uitgesaai, dit was my ongelooflik en ek het toe al vasgevang oor hierdie stryd tussen die All Blacks, ons en die Springbokke en hoekom dit so spesiaal is. En later, dankie Here, was ek bevoorreg om dit te ervaar self as 'n speler, so dit het al daar begin. En die haka was ek nog altyd 'n ongelooflike, as jy Engels woord gebruik, fan, ek dink is 'n ongelooflike deel van wêreldrugby, 'n belangrike deel van wêreldrugby. En die mense met die energie gebruik van die haka, want ek weet wat beteken dit vir hulle. Ja. Nee, het jy, was daar enige vooraf, en ek meen ons gaan nou so klein bietjie net oor daai game praat, maar het julle vooraf iets bespreek met die haka, kom ons gaan, ons face hulle, ons in hulle gesigte, wat was gesê voor? Hemie, interessant die vraag vir dat daar was groot bespiegelinge die hele week voor die opbou in die finaal. Man het ons 'n boodskap gekry van 'n pastoor wat toe sê ons moet nie die haka, ons moet nie voor die haka staan of die haka ophel of respek gee nie, want dit is 'n demoniese ding. Okay. Wat verkeerd is. Ja, Ek bedoel, dit is die absolute deel van die Maori tradisie. Dit is eintlik dis 'n uitdaging en hulle lê uitdaging aan die opponente uit en sê ons gaan nou oorlog toe, maar dis wat 'n toets is, dis oorlog. En nog soveel te meer tussen ons en die All Blacks. I mean, dit is die toets en toe sê ek boys, maar ons met hulle face. Nie disrespectful nie, maar ons om jou rug te draai op die haka, my opinie is verkeerd en disrespectful. En toe dit net so gebeur, en hulle was die gunstelinge om te wen, hulle was natuurlik heeltemal gesaai, soos die Engelse sê, maar ons was toe ook lus vir partytjie en gedink is by die huis, en wat 'n beter dag is in jou eie land, Ellis Park, stampvol, sonskyn weer, die tafel was gedek, jy weet, in 'n voorreg, en 'n geleentheid, en ons het die uitdaging aanvaar. Ja, Kobus, daai tyd, 95, ek kan presies onthou, en met al my pelle wat ek praat, kan presies onthou waar het hulle gesit toe hulle die game gekyk het, en waar was almal, en ek meen, daai het alles vir ons verander, jy weet, rugby gewys, ek meen, dit is nou nog maar die grootste ding wat ooit gebeur het, in my opinie, jy weet, in Suid-Afrikaanse rugby, maar wat hartseer is vandag, en dan dink ek aan, byvoorbeeld Joost, Hannes Strydom, Ruben Creer, James, Chester, daar's al 'n paar, en selfs John Olomo, jy weet wat die vandag mee, en almal op redelike vroeë ouderdom. Ja, weet, dit is maar, dis hartseer. Dit is, verloop van die lewe, Kitch was eers gegaan, maar Kitch is 'n ongelooflike persoon, hy het jarelank met kanker gesukkel, ek dink hy het kanker geveg vir omtrent 12, 13 jaar, maar sonder om te klaar oor, en nog steeds betrokke geraak, ongelooflike ou gewees, en ongelukkig Ben, heeltemal te vroeg, ongelooflike ou, van my beste pelle. Rugby is mos 'n hele, jy weet mos, rugby is 'n ongelooflike sport, dat van jou opponente word partykeer jou beste pelle. Nie noodwendige ouens saam wie jy speel nie, maar ook teen wie jy speel. En Ruben was so ou, incredible speler, fantastiese ou. Chessie, ongelukkig te vroeg, Bushy, James, te vroeg, Joost, is tragies, hartseer, maar ek bedoel, ons dra hulle saam ons. Nee, absoluut. Het julle nog 'n groepie? Is daar 'n tipe van WhatsApp groepie wat julle manne gesels? Ja, ons is 'n spesiale groep. Ons span is spesiaal, ek dink, maar jy het spesiaal, sonder om nou op te blaas, jy het 'n spesiale span nodig om 'n wêreldbeker te wen. Jy het spesiale individue nodig, afrigters, die ons moet glo mekaar, en ons het regtig geglo mekaar. Dit was so, ons het geoefen soos besetenis. 'n ry moord het vir ons gevat, party daar, dan bid ek vir die Jesus om my liewer te kom haal, want dit gaan makliker wees as om nog 'n ronde te hardloop. Ons vaste 5 is mos die ouens wat tydbors met 400s en 300s nie.
kaasburger en 'n koeldrankie en dan 'n paar kort sprints. Dis mos nou eintlik wat jy nodig het, verstaan jy? Jy hardloop nie om die veld nie, jy hardloop net van die een na die volgende skramp toe. Dis wat jy nodig het. So ek verstaan nie hoekom is hierdie marathon doen nie. Maar ons was fiks. Boys was Is dit? Ongelooflik skrikwekkend. Vir jou idee te gee, 'n maandag oefening dan kom ons en jy's mos altyd die seerste na game 48 uur. Nie die volgende dag die Sondag, die maandag. En dan besluit hy môre, hy's nou kwaai, want as hy glimlag is hy eintlik kwaai. Hy verdoesel dit. Kyk, Ry is maar net vir jou vertel, hy's fantasties. Hy was 'n ongelooflike Springbok, fantastiese afrit. Ry het in Rhodesia, die ou Rhodesia groot geword en sy bynaam in Swahili was volgens oorlewing Sando, wat beteken firstborn son of the devil. En hy was regtig party daar as hy ons so gevat het, dit gedink maar hy is van die bose. Want hy het vir ons doodgemaak. En dan lê ons slaan neer na 400 en 800, dan lê ons en dan jy snak na jou asem, jy kry visioene. En jy sien al vir die Jesus op die horison wat jou kom haal en as hy sê, do you taste the blood in your mouth? Dan sê ons nee, dan sê, then you ain't training. Maar as het gou geleer as voor ons, dan volgende keer sê ja. Ons gaan nie self fout maak. Maar ons was fiks. Maar was daar van die begin af, ek meen, ek dink nie ons, wel ek was nou nog bietjie klein, ek dink 8 of toe die World Cup, maar was daar van die begin af, ek meen jy moet toch 'n belief hê dat jy die wêreldbeker, maar dis nou die eerste wêreldbeker wat ons speel, dis in ons land, het julle van die begin af, daai eerste game voor die Aussies, het daai span genuine geglo, hoorie, ons gaan nie die World Cup wen. Ek gaan vir jou onomwonde met 'n eerlike hart sê, verseker. Dis ons geoefen het, dis ons beplan het. Ja, baie mense gaan natuurlik vir jou sê, dis onmoontlik, jy basies 2 jaar voor die wêreldbeker eintlik teruggekom effektief in internasionale rugby, na jare se isolasie, julle weet dit. Maar Kitch was 'n spesiale mens wat raakgevat het met afritters soos Moni du Plessis betrokke kry, Gysie Pienaar, Henny Becker, Raymond, Ian Robertson. So hy het ook maar daai span soos wat 'n rassie na my die regte span in mekaar. Absoluut. Onthou, hy het geglo, die Engelse praat van horses for courses. Hy het ouens gekies en interessant hoe hy gedink het. Daai eerste jaar toe oorneem, toe gaan toer ons oor see, want hy het gesê in 94, hy wil die spelers uit hulle gemaksone uitvat om te kyk watter ouens kan onder druk funksioneer uit die gemaksone uit, watter ouens is die individue wat hy in sy span wil hê, want baie keer is daar jy kan al die beste name hê, met al die talent in die wêreld, as die span nie reg funksioneer, en mekaar inkoop, en mekaar glo nie, gaan nie werk, en hierdie span het regtig, en ek dink hy daar raak gevat, gee het vir hom, en ons het almal ingekoop in die idee. Ons het besef, ons wil hierdie beker wen, ons wil goed doen, is by die huis, is 'n ongelooflike geleentheid vir ons, en wat later gebeur het, soos Madiba ook vir ons gesê het, you guys don't really realize the impact it is given, and will be for the next 1,000 years. Nee. Wat ou laat baie klein voel, en baie nederig voel, maar soos die wêreldbeker aangegaan het, het ons besef, maar hierdie is baie groter as rugby. Hier is baie meer dinge betrokke, hoe die mense saam, die ondersteuning, boys, was ongelooflik. Ek kan nie, ek kry hoendervleis ek weer oor al praat, en ek het nou al 'n miljoen keer daar gepraat, en ek is bevoorreg om daar te praat, maar, en om deel te gewees, maar die hoe die mense amper gesmag het na oorwinning, na sukses, was ongelooflik. Ek kry 'n ou donderse hoendervleis. Koop is op 'n ander noot, jou seun is mos Leroux, nee. Skry hy nog vir die bulle? Jong, hy's vandat hy 4 jaar, dis hy 'n volbloed Bloubil. Ek het hom hier loftes toe gebring, julle ons onthou, Cheetahs die gespeel in die finaal. Meyer Bosman was die man van die wedstryd, hy het die Bulls gesink. En hy sit so, toe ons terugry, en hy sê vir my, hy hou van die manne met die blou trui. Al het hulle verloor daai dag. Korrek, en dit was die begin van die einde. Hoorie, maar hoe spyt is jy het hom loftes toe gevat? Ek sê mos altyd, ek nooit vir die Lions speel, ek sou graag vir die Bulls wil speel, ek is nie probleem daarmee nie, en ek is mal oor die Cheetahs ook, en hoe hulle rugby speel, ons almal, jy hoor mos nou 'n ou storie wat hulle sê, die Cheetahs is almal se tweede span, ek verstaan nie eintlik wat dit bedoel nie, maar dit is nou maar so. Maar ja, die Bulls, ek hou van die manier hoe hulle speel, en hy's 'n volbloed Bloubil. Kyk, Demi, my dogter is 'n Lions supporter, want ek sê vir haar sy is. Dis my eenvoudig. Jy het maar net besluit daar forceer jy dit. Nee, ons trek die streepies op. So as hulle vra, dan sê sy wat. Ek sê sy moet een wees. Weet jou laite jy het rugby gespeel vir die Leeu's? Ek het hom al try omkoop by my dat sê vir my as die Lions en die Bulls nie mekaar speel nie, dan skree ten minste vir die Lions, maar hy weier.
Is dit? Ja, nee, hy's 'n loyale ondersteuner. Wow. Hoorie, maar jy's nou in die Parel, né? Jy bly nou in die Parel en jy like dit. Ek meen dis waar jy op skool was. Ja, my spore lê in die Parel. Ek was by Gim op skool. Ek is eintlik gebore in die Parel toe het my ouers na Namibië toe getrek. Ons het groot geword in die Namopostein en Loederits en Oranjemoed wat fantasties was. Ek wou jou nou vra Loederits. Ongelooflike tyd vir my lewe, bevoorreg geseënde om in die natuur groot te word en toe, soos die meeste Namibiërs maar, die ouens in die suide kom maar Kaap toe neem, meeste gaan maar Parel toe en vir die paar wat die Engelse taal kan praat, hulle gaan na die Engelse skole toe, verstaan jy? So, maar die Parel is julle twee weet, jy was self in die Parel op skool, dit is 'n ongelooflike hub, as ek die Engelse woord kan gebruik vir skole, as fantastiese skole en die hele gees in die Parel, die hele gemeenskap koop daaraan. Ja. Yes. Is dit waar die dinge gebeur? Middag manne. Was hier Erasmus. Wat is jou naam, Choma? Hallo Wesley. Yes. Pas hier Erasmus interview 1, take 1. Makazolo pim. Hoor jy lekker maar rol? Ons rol reeds, Passie. Sorry. So Passie, vertel ons 'n bietjie van jouself. My naam is Passie Erasmus. Ek is gebore en getoe in die noorde van die Vaalrivier. My voorvaders kom uit die Oos-Kaap, maar ons Erasmus het nou al lekker lank wortel geskiet hier in die noorde. Ja, ek hoor daar is tog 'n ander Erasmus gesin daar uit Den Haag dispatch wêreld. Ek hoor hulle is ook 'n groot rugby familie. Hoe kan mens anders, né? Rugby is in ons bloed. So vertel my van jou passie vir rugby. Waar het dit begin? My oupa Passie, hy het slot gespeel, so groot soos 'n beer. Frik de Pre, sy handjie was letterlik soos 'n klein kleuterhandjie in my oupa se palm. Ongelooflike sterk man ook. En jou pa? Yes, ook slot 1971 administrateurs trofee. My pa het die wen 3 dae gedruk in beseringstyd met 'n besering. En jy? Yes. Daar's ek. Basies langs die rugbyveld groot geword. Maar ek was bestem vir groot dinge. 1999 beeldtrofee. En toe? Ja, daar was 'n ongeluk. Maar die ongeluk was die vorige aand. By die sokkie. Een dance move te veel. Gaat die knie. Ek het nooit weer tok aangetrek nie. Ja, so die lewe loop snaakse draaie met 'n man. Maar kyk waar's ek vandag. Meneer, verseker, Noordval beker, die ambassadeur van ambassadeurs. Noordval! En daar's niemand van die game so in sy beendere voel soos ek. Ek skryf vir elke liewe span. Ek skryf vir elke laitie wat 'n paar toks aantrek. Ek skryf selfs hier ref. Want aan die einde van die dag is dit Rappie wat wen. Die verseker Noordpaal beker. Wees wakker. Wees wakker. Woe! Hammy, Ja, CFAO Mobility het mos 29 takke. 100%. Hulle doen nog trokke ook en daai goed, hoor. So hulle het nog meer takke, maar net vir die voertuie. 29 takke van Messina tot in die Kaap. Trotse borg van Twakpraat natuurlik. Ons is bly om julle aan boord te hê. Hierdie week, wat 'n tak, raai wat 'n tak. Die manne sit nie in die ooste nie, hulle sit in die weste. CFA Mobility Toyota Wesrand. Manne, ons sê vir julle baie dankie as jy daar in die Wesrand area is. Dis nou daarso Kreersdorp, Rodepoort, Randfontein, al daai plekke, manne. En nie eers daar nie, as jy sommer van buite af beweeg in, gaan sê vir die manne van die Wesrand, hallo, heel beste diens en die beste voertuie. Jy kan selfs as jy van die Weste, enige Weskaap, kan jy ook by hulle draai maak. Dankie julle. Dankie manne, ons waardeer, hoor. Ngiri soek jou kar, jou VX, jou Land Cruiser, jou Raptor, jou extra cab. Maar ons stel ook belang aan die kleiner karre, die fancy karre, die studentekarre en die mamma karre. Kontak van Ngiri Auto nou as jy jou kar wil verkoop.
Wat die naam daai dit en ek kan nou nie onthou wie is wie nie, maar die galpille en die bloedwors. Dis einste, net so. Weet jy waar dit Julle is die vandaan kom? galpille en ons is die bloedworse. Ons die galpille, Die ja. bloedworse, die galpil ding kom van ons sê om te assosieer met 'n galpil, dit is 'n braaksmaak in jou mond, dit is soos om 'n galpil te sluk. Ja. En die bloedworse het julle vir ons gegee want as gevolg van ons baadjies, die kleure en die strepe. Jy kry mos 'n bloedwors en 'n slaghuis wat mos maar 'n vieslike ding is. Galpille en die bloedwors. Jy het geweet? Nee, ek het nie geweet. Ja. Hoorie, hierdie jaar ek dink Gim lê tans, as ek nou gekyk het, rugby gewys, ek dink hulle is bo op die ranking dink jy sê maar jy wil nie daar wees met interskole. Jy wil nie, dis presies wat ek nou vir jou wil sê. Ja, jy wil. Wat is daai 1 jaar wat jy het nou vir ons vinnig die storie vertel, maar daai 1 jaar wat die boys daai unbelievable span gehad Toe het. ek in Bali graad 8 was. Ek en hy was van skool af Bosom Buddies al. Toe het Hoër Jongensskool die beste span volgens alle statistieke en volgens hulle self die beste in hulle geskiedenis. Nou wil ek name noem, Karel Du Plessis wat later vleuel gespeel het, was die loskakel van Hoër Jongensskool. Sean McCulley, heel agter Benny van der Merwe SA skole. Hulle het iets soos 9 of 10 Kruienwyk spelers gehad, 4 SA skole spelers. Gim het 1 man gehad, André Pollard, dis André se pa, hy het voorheen 'n kaptein. En die Parel Post, dis nou 'n koerant wat groter is die rapport self. Maar die Parel. Het op die voorraad gesê, al wat oor Jongensskool moet doen is net op die veld loop om te wen, maar dit is presies mos nou wat interskool as jy dit ken, met die geskiedenis die 120, 25 jaar wat ons die mekaar speel. En ek gee jou nog meer statistiek daar gee hoekom fantasties is, dit word gesien as die grootste interskole in wêreldrugby, dis 'n feit. Gim het gewen 13-10. So jy wil nie die gunsteling wees nie. Dit is net iets anders. Ek dink die rekord is 35,000 mense op die Saterdag wat na 'n skoolwedstryd kom kyk het en daar staan die Parel letterlik vir 2 weke stil. Hy sê vir jou sê, dit is so. Dan man van verspoeg tot skaak tot rugby enigiets, die ouens die mekaar deel en die dorp moet kies, nê? Jy het nie 'n keuse nie of jy nou in die 2 skole was of nie. Dit maak nie saak nie. Jy moet kies. En die dorp skeer in 2 en dan vir die volgende jaar het jy brag regte. En die dorp staan letterlik stil, maar dit is 'n ongelooflike ding. So sê nou ek en jy wil mos gaan volgende jaar. Ja. So, Hierdie jaar. Of hierdie jaar. Vir wie gaan jy? Obviously gaan jy dan? Nee, ek bly boys daai maar. Ek gaan Gimmies. Ek sê vir jou gimtruitjie gee. Asseblief. Ja. Split ons so mooi. Selfs sorg dat jy lekker in die skaduwee sit. Nou daar vir jou versnappering is. Dankie. Ek weet nie of hy daai week mag drink nie, maar ek sal dan vir hom aanbeveel. Hy weet dat hy nie drink die vorige week het hy daai week ietsie kan vat. Ek sal sommer vir julle liedjies sing. Dankie. Daar sit nou. Vir wie? Vir die gimmanne. Ja. Okay. Dink jy van my pelle gaan kwaad wees? Ja, hulle gaan. Daar is van ons tandarts is die grootste boys daar wat jy kry. Onthou my dat ek nie na hom toe gaan nie. Daar is nie inspuit nie. Kobus gaan my voorstel aan 'n ander tandarts. Hoorie Kobus, jy nog jou hele lewe lank slot gespeel. Jy gaan op my lag. Ek het vir die Helena Marine Laerskool in Mildred's begin as 'n vleuel. Vragtig. Onder 8 en onder 9 en toe ewe skielik my ma se lekker gebak en kos ontdek en toe word ek geslot. Okay, toe sit jy so 'n bietjie. Ja, toe word ek ook slimmer, ek word geslot. Wat is die swaarste wat jy ooit geweeg het in jou? My fighting weight op my beste was so 125 na 128. Was dit in game time? Wat jy nou so 95 rond was jy so 125. Op die elmboog. Dis donders groot ook vir daai. Ek meen, dis net dis groot. Dit is baie groot. Ja, ek dink 'n goeie 4-slot enigiets wat onder 120 weeg, dan is jy anoreksies. Nee. Dan kry jy nie die regte voedsel. Nee, daar's fout by die huis. In die stelsel. En mobile gewees, ek meen jy was tog 'n mobile slot gewees. Ja, ek was gelukkig daarmee. Ek was ek dink vir jy kan nogal wegkom jou 5-slot is 'n ou wat 'n bietjie skraler is. Hy is ou wat nie veel doen nie. Kyk vir die girls in die stand en daai ons 4 slotte is die manne wat nogal. Ek sien hulle like ook social media en goed die 5. Ja, hulle baie lief daarvoor en om hulle hare te doen en daai tipe. Ja. Wat sou die name nie? Nee, glad hoegenaamd. Dis ook nie die idee nie. Ek het 'n video gesien waar jy het 'n ou gebliksem in 'n game en ek dink jy het 'n paar ouens maar beet gekry wat nou maar gebeur in rugby. Ja, maar hulle het eerste moeilikheid. Maar boys, was dit nie AI nie? Dis wat ek dis eintlik wat ek jou wil vra. Was dit AI geweest? Jy het 'n ou so van agteraf. Hy het jou eers bietjie hier beet gekry en iets mee jou gedoen. Wie was daai ou wat jy beet? Ja, my het eers geslaan. Ek het nooit eers geslaan. Nee, dis presies. My ma glo dit ook as ek vir haar het gesê het altyd. Ek weet dit. Ja, want ek was my ma se gunsteling kind. Daar's enigiets wat ek vir haar kon sê. God bless her soul. Weet jy gebliksem? Durban Jones, ja, ongelukkig. En ek en hy's goeie pelle, Durban. Maar hy het gesoek daarvoor. Hy was eerste geslaan en toe is maar ek is nie trots op hom. Was maar een van daai reaksies geweest.
Ekskuus, wie was dit? Derwin Jones. Okay. Ja. Is dit Suid-Afrikaans of is dit All Blacke? Nee, Wallis. Wallis, Walliser. Maar daai tyd het dit maar so 'n bietjie, was dit mos maar bietjie meer. Nou is daar te veel kameras. Ek Ja. meen nou kan nie nou nie, maar daai tyd jy het maar so of jou merk gelos, jou been gelig. Dinge gebeur maar ja. Nee. Ja, dit gebeur. Kobus sê vir en wie se of julle het nog die Ja, ek en Blinda is lekker in die gang met die Wiesnof en ons het ook Café Dolce en ons begin nou 'n lekker ding. Ons het so 'n nuwe wat sê ek moet Afrikaans praat. Ja, maar dit klink net nie reg nie. Grab and go by die stadium 'n gryp en gaan. Ja. So iets. Met die naam van Pablo's Coffee Carton. Daar's 'n lekker storie. Pablo's is 'n Boston Terrier wat in Leroux behoort, wat in ons huis bly en hy absoluut bestuur ons huis. Ek weet nie of julle Boston Terriers ken nie. Ek sien julle het ook honde hier, so ons is baie lief vir diere. Ja. Ek het groot geword in 'n huis met diere. Buite die res van my familie. Maar in elk geval, hy is 'n Belinda Leroux gaan studeer op Stellenbosch en Belinda sê ons het iets vir sy verjaardag koop. Kom ons koop vir hom 'n hond. Ek sê maar vrou, rook jy iets? Wie koop vir 'n studente hond? I mean, hulle verkoop die hond vir drankgeld. Om te begin. Geef hom geld of so iets. Anyway, die hond is nooit weg. Hy het by ons gebly en hy het nog ooit in sy lewe buite geslaap nie. En Pablo, die naam, hy het ook 'n karakter, 'n ongelooflike karakter, soos koffie. Jy kry ook, hy soek, ons speel so 'n bietjie met die tong en die kies, daar's twee Pablo's in die wêreld, bekende Pablo's, is Escobar en Picasso, en die een is aan die donker kant, die een is so 'n bietjie meer aan die ligte kant, en dis koffie. Ons sien baie erna, ons begin die eerste een gaan ons oopmaak in Campsbaai, en dat is een in Hermanus en een in Wellington, so ons is nogal opgewonde daaroor ook die nuwe baba in die familie. Dit is wonderlik. Waar kom die business savvy vandaan? Het jy My vrou. Is dit? My vrou is baie slim. Ek was baie slimmer om haar te trou. So nee, Belinda is ongelooflike, sy is die backbone van die besigheid, sy is innoverend, sy werk verskriklik hard. Ek praat nonsens met die tannies, maar dit op sigself is harde werk en iemand moet dit doen. 100%, jy moet. Ek was die enigste ou wat daarvoor aansoek gedoen het vir daai posisie, so dit moet gedoen word. Maar ja, ons is 'n goeie span, ons verskil baie, ons beklei bietjie baie keer hand in tand, maar wie wat op 'n van die dag ek vertrou in my lewe. Sy's geïnvesteer in die besigheid, sy's ongelooflik goed. Sy van Namibia af of nie? Nee, sy's 'n volkie hier van Heidelberg. Heidelberg groot word, hoër volkskool gewees en ek het haar gelukkig was haar pa line ondersteun, dus ek het my ja gesê toe ek haar aanvra. En ja, ons het was die regte besluit. Ek sê nou reg vir 'n ou, die belangrikste besluit seker wat jy maak in jou lewe is die dag wie jy trou. Maar dit beïnvloed mos alles. Julle ons weet waarvan ek praat, so dankie Here daarvoor, maar sy is die ruggraat van die besigheid. Awesome. En die twee kinders, né? Jy het oudste seentjie en die dogter. Jy sê hulle twee is nogal lekker tight. Hulle is besties. 3 jaar verskil. Hulle twee is hoe sê die Engels, 'n pigeon pair en ja, ek dink hulle is dankie Here, hulle lyk soos hulle ma, hulle het ook hulle ma se breins en maniere. Wat bedoel jy, Kobus? Jy's 'n aantreklike man, hoor. Maar dankie in elk geval. Seker maar vir 'n vaste 5, maar ek sê nie baie nie. Maar in elk geval, ja, hulle is goeie, hulle twee is oopkop. Ek dink hulle is wêreldwys. Ek dink ons is bevoorreg om hulle oor die wêreld saam te vat as 'n ou toer. Te kere gaan so hulle op hulle ouderdom dink ek as 'n ou vergelyk daar buite. Hulle het geweldige algemene kennis, hulle is leergierig. Maar hulle is ordentlike mense ook. Julle trek hulle so 'n bietjie in die besigheid ook in, né? Ja, Leroux is 'n deel van die besigheid gaan studeer, sy bemarkingsgraad, Demi doen dieselfde graad nou. Hemmy so sê hulle vir my, ek kry rekening om te betaal. Ek vra nie, maar ek dink meer sy's 'n professionele student by die stadium. Daai is ook 'n voltydse job, hoor. Ja, dit vat nog al 'n effort. Ja. Ek meen 'n ou moet carry, moes ons op ons studente jare gesien het. Ek wou jou nog gevra het, Kobus, het jy ooit al langer, ek onthou vanaf rugby het jy so half een tipe van haarstyl. Het jy al ooit bietjie langer hare gehad, tipe van ponytail of nog nooit? Nee, dan nog nie 'n ponytail of 'n dingie of so nie. Nee, hare was maar 'n bietjie langer as 'n student was, want jy het nie geld gehad in elk geval nie. As jy miskien tussen drankgeld en 'n haarkapper, dan is dit nou 'n maklike keuse. Ek bedoel, so die hare het maar 'n bietjie was langer as 'n student, maar ja, ek dink is maar nie, is nie so bedoel nie, is 'n kwessie van is 'n maklike ding as jy opstaan die oggend, jy trek jou hande deur jou hare en na die store, is dit maklik. Dan gaan jy 100% so. Daar's ander belangriker goed wat hierdie dag moet gebeur. Maar natuurlik. Kobus en Super Rugby, jy's nog daar betrokke? Ja, ek geniet dit. Ek sal baie lank by die program. Ek dink is 'n lekker eerlike regheid program wat 'n ou uit die heup uit skiet. Ek hou nogal van 'n ding wat lewendig plaasvind. Ek is 'n aanhanger van kom ons neem weer en ons neem weer. Ek dink dit is baie natuurlik nie. So
wat nogal lekker is, en ek het van die begin af met televisie ervaar, as jy hom gesê het, is hy buite Boeta. Julle weet nou waarvan ek praat, as dit verby, maar dan is jy eerlik. En ek dink mense waardeer eerlikheid, al verskil hulle van jou. Ek dink ons probeer 'n bietjie humor inbring in die program, want rugby is nie net altyd doodslag en bloed en sweet nie. En ons probeer dit interessant hou vir mense, ons probeer teruggee in die spel op daai manier. So is 'n program wat ek baie geniet. Hy sal seker hoe oud is Super Rugby. Ek beskat, want toe ek begin kyk het daai tyd, ek dink kyk net het net begin. Oor die 20 jaar. Dis oor die 20 jaar. As ek nou reg onthou, was dit nog Darren Scott, was nog daar. Scotty, Naas, John Robbie, dis die manne wat begin het. Arnold Geertz, daai man. Arnold Geertz, en toe later, toe so John van Rensburg was ek mos op. Ja. En jy's nou ligjare daar. Hoe het jy begin met daai? Hoe het SuperSport jou net genader? Weet jy, ons almal het 'n storie. Julle almal gaan 'n storie vertel. Hoe het jy betrokke geraak by televisie? Ek was net so 2 jaar klaar met die game. Ja. Jy onthou vir Edward Griffiths. Ja. Hy was ons media bestuur by die Wêreldbeker en Edward is ongelooflik intelligent ou. Hy bel my die blou tyd. Hy's op daai stadium toe hoof van sport by die SAIK. Ja. Hy sê, listen, I think you'll be good on television. Ek sê nee, ek het nie tyd nie. Ja. Nee, maar kom maar, hier so 'n program. Ek sê nee, dankie. Hy bel my nou weer oor 2 weke. Ek sê nee, ek het nie tyd nie. Derde keer tog ek gaan die ou net vanmiddag afkry. Ek gaan nou maar kyk. Ja. Kom daan, hierso is die legendariese Martin Locke. Een van die grootste gentlemen in televisie ooit, en professioneel ou. Hy sê, jy weet worry nie man, al het jy nie opleiding nie. Martin is die aanbieder, jy sê daar, you the expert opinion, wat ek nog steeds nie weet wat dit beteken nie, maar in elk geval. Hy sê, jy kyk, as hy rooi liggie aan is, kyk jy vir die kamera, as hy af is, kyk jy nie vir hom, hy is eenvoudig, dis TV. Ek dog maar, okay, dis seker nou nie te bad nie. Ons doen 'n Vrydag aand sportprogram op SAIK Sports Night, maar vir alle sporte. Hy sê, by the way, ons is lewendig Vrydag aand. Ek sê, okay. Dis my wêreld inloop in die televisiebedryf. Maar ek het daarvan gehou van die begin af. Ek hou van die adrenalien, ek hou van die ek dink TV is onvergeefbaar, nee. Jy moet eerlik wees of hy wys jou uit. 100%. Mense sien baie maklik. Daar sê, mense is nie apies nie, jy moet nooit hulle intelligensie onderskat nie, glad nie. Want hulle sê ook vir jou eerlik, en ek dink mense waardeer dit, dan maak jy foute is nie belangrik nie. As jy eerlik is, al verskil hulle van jou, sal hulle respek hê vir jou. Nee, om nou aan te sluit, soos toe ek praat wat ons nou vandag doen, sou ons net so uit, ook ons edit hom nie, ons het nog nooit 'n episode dit voel of jy hom lewendig kyk ook, so dis ook, ek dink daai wat jy sê van eerlikheid wat deurkom, is so belangrik, jy weet, met lewendige televisie. Ja, verseker. Mense like dit. Bel die mense nog in ook, nee. Ja. Ek onthou vroeër jare dan bel die ou van Pofader, dan sny hy af en jy kry my, dan sê jy altyd, daar's 'n kraai op die telefoon. Luister broer, na al die jare, en weer eens, julle ken die storie, na al die jare sê ek Belinda altyd, ek het nou al alles gehoor, of gesien, tot vandag. Ja. Kom maar man, hier van 'n dorpie hierso, waar hy nou vir hom lekker brandas gegooi, hy sit agteroor, en hy kyk, en hy besluit, hy gaan vanaand inbel. Nee, hy het ou guts, hy gaan nou inbel. En jy ken jou storie van, sit jou radio af, want dit weer galm op die TV, en sê jy, my radio is die Annie, is die Annie. En sê, maar ek hoor hy is aan, hy is die Annie, en so gaan hy aan. Hy sê, maar kyk vir julle. Ja, kyk vir julle. Nee, dit is... Hulle wil hulle self nou op TV hoor. Hy wil nou hoor daar, hoe praat hy nou met Kobus? Elke man het reg om te skaak. Nee. Want julle het al die interessantste oproepe, en ek dink dis een van die redes hoekom ons rugby is ons ondersteuners, hoekom ons so suksesvol is, maar almal is aan die einde van die dag, soos wat jy gesê het, nou jy sit daar wat jy is die kenner, maar almal is eintlik kenners in Suid-Afrika. Almal is 'n kenner. Want hy spel behoort aan ons almal. Elke ou het die reg op 'n opinie. Ons party weet dalk meer, party weet dalk minder, maak nie saak nie. Maar dat die ouens lief is vir die game, verseker, en dis almal se reg om 'n opinie te lewer. Elke ou, ek het al baie dae gewonder as ek so luister en ek dink myself, is dit dieselfde wedstryd wat ek Saterdag uitgesaai het? Dit klink nie so nie. Watter jaar se game praat jy nou van? Want dit het nie gebeur Saterdag. Maar dis hoe hy het gesien het. Julle die arme skeieregters. Hoor jy, die manne is am kwaad vir die refs. Yes, ons praat gisterand met Tappa, en jy weet mens nou Tappa is mens in Skotland, hy's hoof van die URC skeieregter, en Tappa is 'n fantastiese ou. Hy lag ook altyd. Gelukkige Tappa goeie sin vir iemand. Hy sê altyd, boys, die ref gaan net nooit wen nie. Nooit. Al hoe 'n ref gaan wen is wat die telling gelyk op is, want daar's almal die moer in vol. Albei kante. Verstaan? Dan sit 'n gelyk op uitslag, maar aan die ander kant toe gaan hy nooit wen nie. Dis maar net so. Altyd. Ek weet as al verloorspan is, hulle is kwaad vir die ref. 100%. Hoorie Kobus, ek net so 'n bietjie terug gaan na die World Cup toe. Na daai game nou, ek meen, julle lewe het drasties verander na die Wêreldbeker, en ek dink julle was die eerste
julle was soos die eerstes wat regtige rockstars was in ons land. As ek dit nou so kan verduidelik, is miskien nou nie sien jy dit so nie, maar julle was super celebs geweest. Was dit nogal moeilik en ek meen jy was nog altyd in kontak met die manne vir die manne om so half bietjie voete op die grond te hou na daai? Ja, ek dink dit is maar net so, maar dit is nie net ons het gaan vir enige ou. Ek dink dit is nogal partykeer moet jy jouself net 'n bietjie terugruk en of jy self sê man onthou hierdie wat jy hier sien is eintlik plastiek, is nie regtig nie, die liggies en nie. Dis lekker en maak vir jou deure oop en is fantasties en mense voel nederig oor erkenning. Ek dink dis hoe ek dit sien. Want ek sien myself absoluut net as 'n gewone mens. Ek weet die realiteit is anders, ons almal weet dit. Maar die feit bly staan, ek is mal oor mense. My vrou sê ek praat nonsens met mense oral waar ek gaan. Ek is mal oor om met Joe in die straat te stap en te praat, die tannetjie by die lughawe, want ek is 'n normale mens en ek hou gelukkig van mense. En partykeer wonder jy jouself, ek land het, ek is op pad Arleo toe en maar jy vang hulle mos nie. Ek sien die tannetjie kom so vir my uit 'n hoek, maar sy kom vir my. Dog toe, ag, liewe vader, ek is laat. Maar sy wil seker net hallo sê en ek loop so stadig. En toe sy by my kom, sy so uit asem, sy sê vir my, Kobus, en ek het al my lewe nog ooit ontmoet. Ek wil net vir jou sê, is leliker in die regte lewe as op TV. Ja, that's it. Wie, maar sy slaan die wind uit my seile uit, ek hap 'n babbel vir so 2 sekondes, ek dog, hoe kom ek terug van die ding af, en ek kyk so en ek sê, Tannie, ja, nee, het is so. Ek dink nie ek is lief Jesus se mooiste skepping nie, maar wragtig, jy is homself moerlelik. Sy draai net daarom en daar loop sy. Verstaan jy maar, dit het haar dag gemaak, dink ek, en sy was happy daarmee. En so ja, jy hoor elke dag ietsie interessant. Maar partykeer sê mense vir mense iets en jy, dis waar, jy weet nie wat sê jy nou vir die persoon. Maar wie wat die lekkerste is met die nice, is die laities, die klein ouetjies, en die dogtertjies, hulle is met die eerlikste. Hulle chat asof hulle jou jare ken, is gewoonlik die groter ouens wat nou fans is, wat jy wil chat, maar hulle hap 'n babbel of twee, en ek het nie probleem daarmee nie, maar die laitiekies en die girltjies, hulle is vreeslik natuurlik, asof jy is maar net ex en hulle wil met jou chat, en wat ook al, ek waardeer dit verskriklik. Dit is, dit is gemakliker ook. Kom julle 'n bietjie terug, 95 se manne het julle so elke nou en dan 'n reunie. Ja, ons het, is 'n spesiale groep, is 'n groep wat baie deur is, ek love die ouens, ek dink is 'n groep wat iets unieks, dankie Vader, kon bereik, kon deel wees van, vir altyd, en ek dink is 'n groep wat altyd, jy hoef mekaar nie elke dag te sien nie, maar daar's 'n ongelooflike band wat altyd daar sal wees. Wat is die planne vorentoe, Kobus? Gaat jy nog so bietjie, jy is by gym wat jy nog so bietjie maar funksies en dinge doen, maar rugby gewys? Ja, ek is betrokke by gym by die Struktas aand, dit is 'n ongelooflike ding wat ons het, wat ek en jy gesels het oor, dit is elke eerste Vrydag aand van Mei, en is 'n fondsinsameling vir oud studente, veral 5-ster aand, swartdas aand, ongelooflike, ons samel fondse in elke jaar, wat in die skool teruggeploeg word, dit doen ongelooflike goeie werk, ons het 'n ongelooflike sportsentrum gebou, nou hulle gaan nou 'n cricket binnehuis bou, al daai tipe dinge, maar ook in die akademie en kultuur, so hy word in die middel gedeel, 50% gaan sport, 50% gaan na kultuur en akademie, waarvan ek 'n voorstander is, en ek dink dit is 'n fantastiese inisiatief. Wonderlik, ja. Absoluut. En hulle gaan nou hierdie jaar van die 50% gaan hulle 'n musieksentrum bou by die skool. Awesome. Wat ek mal oor is. Ek dink ons het 'n fantastiese balans, en dit is al hierdie groot skole, Gim, Boys, Pelrose, Grey, so kan nou maar aangaan, Rustenburg Tech. Jy weet die groot onder. Ja, die skuld manne. Ek het dit nie gesê nie. Dat daai skole die balans handhaaf. Dit is fantasties om sê, ek is die beste hockey, netbal, rugby skool in die land, maar dit is ook fantasties om te sê, en dalk meer belangrik sê, ons het 25-30 A's gehad, ons het die beste cellist in die land vir dames. Daai tipe goed speel net so 'n belangrike rol. Maar jy was jy ook betrokke aan die kultuurkant op Man, trots het ek in die koor gesing van SAP A tot 'n matriek. Bali is bietjie suur, hy wou bitter graag al die jare, en sy ouma het altyd gesê hy het 'n mooi stem, maar ek dink sy het maar net vir my storie vertel, want hy maar net sy ouma dit. Ja, hy is baie lief vir sy ouma hoor. Maar hy kon nie die koor maak. Hy het vir Afrika gespeel en hy was van die beste voor hy in wêreld rugby, maar hy kon net nie. Hy was op die bench. Hy was op die bench, maar hy kon nie die impak maak. Maar kom ons moet ons nie
maar vir jou plaas nou hier by my in die studio. Broer, ek sal weer terugkom en sing ons ou ryperd, al die lekker goed, verstaan? Ja. Ja, dit sal lekker wees, so lekker rugby album. Tipe van 'n sopraan. Hoorie Kobus, ons wil vir jou sê en ek dink jy het dit nou al baie gehoor in jou lewe, maar net sommer van ons kant af en ons praat meeste van die tyd praat ons twak, maar so nou en dan raak ons ernstig. Wil vir julle dankie sê vir julle manne. Ek dink julle het besef ook as julle gesien het wat julle gedoen het in ons land, wat se impak julle gemaak het, maar ek dink nog steeds nie 'n ou besef wat se impak julle gemaak het aan die einde van die dag, hoe julle 'n land bymekaar gebring het wat daai tyd eintlik so geskei was en in 'n oomblik het julle letterlik die land bymekaar gebring. So ons wil vir jou sê dankie vir dit. Dat julle eintlik vir ons jonger manne so half 'n fondasie gelê het om 'n toekoms te kan hê in hierdie land. Ek waardeer dit baie dankie. Ja, ek dink wat ou daai het geleer het is my net die feit wat kan sport doen hè, enige sport. Ja. En is jammer die politici reg oor die wêreld besef nie die waarde daarvan om sport te gebruik om mense te laat vergeet van hulle probleme, van hulle verskille. Dit is so 'n ongelooflike gel. Ons hoop hulle gebruik dit en mag Suid-Afrika en al sy sportspanne en al sy kulture dit vir nog baie jare geniet. En wat ek vandag geleer het, Kobus, van jou is jy het dit net gesê, jy's 'n gewone mens. En dit is vir my die mooiste eienskap, jou nederigheid. Jy weet, jy's nie op 'n pedestal, al is jy, in jou hart is jy gewone en doodnormale mens, en daai is vir my mooi eienskap, en mens kan baie by jou leer daaruit. Maar ek kan nie glo, jy is op ons program, dit is vir my verskriklike eer. Dis ons eerste World Cup wenner op die program. Dit is vir ons nou, jy sien dit so, dit is vir ons royalty vandag hier by. Nee, ek waardeer. Dit is vir ons baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Ek waardeer dit. Moet ons eindig en vir hom ons World Cup gee, wat ons het, nee. Enige van daai bekers kan jy vir jou huis toe vat, hoor. Wil jy 'n uitsaat toekenning? Want jy gaan mos 'n album maak. Dankie Kobus, dit was lekker, hoor. Ek waardeer dit, baie dankie. Thanks guys.